So 'n tyd gelede sit ek in die dorp. Nou ek is nog soos die ou mense. Ek is nog seker 'n ou mens, maar soos die ou mense, ek gaan nog in die bank in. En as ek die ander ou mense, dan sê ek, ag, dankie tog. Ek kan nou maar ook in die bank ingaan want ek is onhandig met sulke dinge. En met al die goed wat aangaan en ek hoor by werkswinkels mense, dan kom jy aan sê, "Woe, dit het gebeur by hulle by bank en dit het gebeur by die bank." En toe raak ek heeltemal bang en ek besluit, right, vir enige ding wat ek wil weet, gaan ek nog in. En daar's so 'n lieflike jong man wat daar aan die bank werk en hulle werk so hard want hulle is so min en ons ou mense sit daai banke vol. En sy naam is Michelangelo Jantjies. En daar's nog Devona ook wat vir ons help. Ons wat so in die rye sit en dan bring jy net maar tyd saam. Jy gaan nou nie hier op en af hops en sê maar hup. Jy maak tyd en jy gaan sit. Nou ek is in die gewoonte as ek nou op so 'n plek sit of ek staan in 'n ry. Jy sal nie vir my selfoon sien uitblik en nou hier sit 'n goedjies kyk of vir mense boodskap stuur nie. Ek wil as ek moet sit en wag of in 'n ry of waar ek nou sit in die bank, daar sit ek kyk ek mense. Nou sit ek wonder ek nou kyk ek die een. Kan ek dink ek so 'n vroutjie by my gesit, ek sien haar hande, sy werk met hierdie hande. En sy is so mooi aangetrek vir die bank en ek is ook mooi aangetrek vir die bank. Nou dink ek wonder waar bly sy? Ek wonder hoe lyk haar gesin, want sy lyk soos 'n vrou wat haar plek vol staan in die gesin. En so eentjie verder aan is daar eenetjie wat so treurig sit. Jy kan sien maar dis bietjie as 'n mens so jammer vir jouself voel, jy dink wag, ek moet 'n bietjie weg staan daar want hier kan ek in die moeilikheid kom. Maar almal wat ek nou so sit en dophou en sit en vir my stories indink hoe hulle situasie kan wees en wie is hulle en hoe dink hulle en hoe praat hulle en sit almal op hulle goedjies so. En ek vra toe toevallig vir 'n vrou langs my. Ek kyk net so oor en sy sien toe nou, ek kyk en ek sê vir haar, sy is toe Engels, ek weet sy is Engels, ek sê, "What you looking at?" En sy sê vir my, "Ag, I always do this when I have time to kill." Julle, ek skrik vir my ijskoud toe daai vrou daai woorde sê. When I have time to kill. En vir my, as ek nou dink, in die tyd wat 'n mens nou het, waar jy moet iewers wag, as ek nou nie mense sit en kyk nie, sal ek stil word, indagtig word, my asemhaling bietjie dieper maak, want ek raak nog gespanne, want dit is nou al 45 minute en dit lyk of ek nog 45 minute gaan wag. Dat mens iets doen om jouself amper in 'n soort veilige plek te sit, so terwyl jy wag, en party mense noem dit time to kill. En ek het nou onlangs gehoor, ek is so lief daarvoor om kasterolie in my oë te sit in die aand. Ek werk nou nie baie op skerms nie, maar ek vind as ek wel op skerms werk, sê die mense, ons kyk langer stip en ons oë word droog. Nou het ek my so 'n druppertjie gekry en druppe kasterolie in my oë. Nou dink ek aan die bank, as mens nou so time to kill het, hoekom rus jy nie net jou oë nie? Hoekom, wie baie keer as ek sit, dan sien ek, hoe gespanne is my voorkop, as ek begin asemhaal, dan word ek kalm. En ek dink is hierdie gejaagde lewe, als is teen 'n spoed, als is teen 'n, dat jy, in die tyd wat jy wag, is jy ook soms nog met iets besig wat jou op spoed sit. Soos jy weer so 'n tydjie het, waar jy in 'n ry sit en wag, of jy wag dalk vir 'n kind by die skool, of jy wag vir iemand, jy het iemand gaan aflaai by die haarkapper of iets, in plaas daarvan om te sit en scroll. Veral as jy buite is, kyk bietjie rond, hoe lyk die lug vandag? Daai boom het jy laas gesien toe jy die tannie haarkapper toe gevat het, kyk hoe mooi het hy gegroei. Dan is dit iets wat in 'n mens gebeur, dat jy nie voel, ek het nou die 45 minute waarmee ek nou net mooi niks kan doen. In die dag as ek in die dorp is en my gedagtes hardloop bietjie weg met my, dan sal ek my tyd in die ry gebruik
om net weer waterpas te kom. Want as ek waterpas is as ek deur die dorp gaan, dan is ek minder moeg vanaand as ek by die huis kom. Soos jy nou weer sit daar waar jy nou tyd het wat jy nie weet waar om te maak nie. Gaan binne toe. Kyk na jou binnelandskap. En dan sal jy sien, jy word sommer kalm.